Goeiemôre vriende, hier op Woensdag 8 April 2026. Klein Saterdag, ek sê in hierdie April maand sal ons nou baie lang naweek en goed, so mag dit vir julle ook 'n goeie dag wees vandag, 'n dag waarop julle vriende wat ons gister vir mekaar ook gesê het, God 'n prioriteit maak, om die woord te lees en om te bid 'n prioriteit maak. Vriende, ek gaan dit vir julle en vir myself wil ek dit aan mekaar vir julle sê, om 'n lewende verhouding met God te hê, om dit 'n prioriteit te maak, beteken ek en jy moet ons woord lees en hoor wat God vir ons sê en in gesprek gaan met hom na aanleiding van die woord. Die oomblik wanneer dit 'n prioriteit is ons terug by Psalm 139, want dan gaan ons beleef God omsluit ons van alle kante, hy weet alles van ons af, en hy lei ons ook vanuit hierdie bron, liewe vriende, van kennis, hierdie bron van teenwoordigheid, hierdie bron van daar wees, God in sy almag, God wat reg deur ons sien, God wat ons omsluit van alle kante af. As ons in hierdie close verhouding met hom is, begin die Heilige Gees deur ons werk, vriende, en begin ons gedrag verander. As ons iets anders 'n prioriteit sit en hierdie prioriteit afskeep, dan raak dit nie meer 'n lewende verhouding met God nie. Dit raak ook nie meer die eerste belangrikste ding wat jy moet doen nie, maar iets anders raak belangrik. Begin daardie iets natuurlik ook jou gedrag bepaal, né? En dit is waar die sonde mag gewoonlik in by ons almal se lewens. So gaan dit nog baie vir julle sê, omdat ons almal maar daarmee 'n stryd het. Ons sukkel daarmee. Ons met mekaar as kinders van die Here die heeltyd herinner, vir mekaar die heeltyd vra, hoe gaan dit met jou omgang met die Here in die Bybel? Nie hoe gaan dit met jou Bybelstudie nie. Dit voel dis net 'n studie van die Bybel. Dit is nie dit nie. Wanneer jy die woord lees, dan is jy besig met 'n lewende verhouding met God. Jy hoor wat God sê hier in die woord en jy antwoord daarop, né? So dis 'n twee gesprek wat jy eintlik die hele tyd voer. Here, dankie dat ons by mekaar kan wees en dankie dat U met ons is. Amen. Vriende, mag julle inderdaad genade en vrede en oorvloed beleef, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek gaan aan met Psalm 139 en maak klaar vandag, vriende. Maar so 'n pragtige Psalm, julle weet dit. Ek gaan nou nie weer dit alles lees nie. Julle kan gaan lees, ek het tot by vers 12 gelees en dan kom sê Dawid, hy sê, U het my gevorm. Nou, dis nou nadat hy gesê het, die duisternis is lig vir God, nag is soos dag vir die Here, waar hy kom sê het, U ken my gedagtes, al reg goed, dan kom sê hy, U het my gevorm, my aan mekaar geweef, in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Nee, dit is baie interessant altyd, ons wat nou ouers ook is, as jy babatjie kom wat gebore word, dit is so, jy kan nie glo dat dit kom uit die mamma uit nie, net hierdie absolute perfekte mensie, né? Oortjies in jou handjies en die neusie. Jy kan dit amper nie glo nie, né? Dat hy verborge was die hele tyd daar in die maag en hier kom die babatjie uit, né? Wat hy gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot nie. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is, kom sê Dawid, né? Dawid wat hierdie lewende verhouding met God het. Dawid wat hierdie God ken, liewe vriende, al het sy wiele afgeval. Hy weet dit, God weet alles. God weet alles, en dit vervul hom met verwondering. En dan gaan hy aan en dan loof hy die Here. Hy sê, hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God. Hoe magtig almal van hulle. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Net Dawid kom sê net, ons aanbid hierdie wonderlike, almagtige, alomteenwoordige, bo-begryplike God, kom sê hy. As hy tog maar die goddelose, né, nou hy moes nog maar baie met die ouens te doen wat hom eintlik wou uittaal en skade aan doen. So nou kom hy in hierdie lewende verhouding na God, en wat kom doen hy? Hy kom in die volgende, as U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dit is hulle wat nog bose planne teen my smee, wat so vals teen my optree. Moet ek U haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie weerstand hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande.
Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die regte pad. Hierdie ongelooflike aanbidding amper van Dawid, nee, waar hy sê, Here, hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as die sand. En dan kom sê hy, en dis daarby ek wil stil staan die laaste versie, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die regte pad. En vriende, ek dink dis die vraag wat ons vir die Here ook moet vra binne in hierdie lewende verhouding. Is om te sê, Here, evalueer my, is ek op die regte pad? Is ek besig om die reg te doen? Here, lei my, staan my by en help U vir my, né? Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees. Dankie dat U vir ons lief is, dat ons daaraan nooit hoef te twyfel nie. Amen.